Hartlike goeiemiddag dames en here en hartlik welkom by die Turlough Mars Paasfees Rugby Festival hier so aan die kant van die Sanlam Boland Rugby Stadium. Op die B-veld is ons vandag en die eerste wedstryd wat homself hier so gaan afspeel, gaan weer Stanford Universals teen Darlings, twee spanne wat reeds op die veld is. Die is ingeskakel op NH Sports TV, natuurlijk in samenwerking met die Sanlam Boland Rugby Unie, Nissan Holdings en natuurlijk Turlough Mars. En ons gaan vir julle later so deur die wedstryd, deur die name vat van die onderskeie spanne hierso, maar nietemin die afskop wat baie hoog gehang word also deur die loskakel van Darling. Hulle speel van rechts na links. Het is Boeta Mobi waar die bal hoog gehang het. En dan dames en heren, ongelukkig het ons nie die naam van die skeieregter nie, maar op die volgende wedstrijd sal ons vir julle al daardie inligting deurgee. Nietemin eerste loop hier also vir Evan Gibson, nommer 5 slot van Stanford Universals, wat bal opdra buitekant, hulle eie kwartgebied en 'n groot loopie daarso vir die vaskop Chris Abrams, hy wat hom vasloop daarso in die verdediging van die Black Magic van Darling. En ook die eerste strafskop wat gaan daarso aan die manne van Stanford. En dames en heren, moenie vergeet om te like, natuurlijk en te subscribe op ons YouTube kanaal nie. Dit is gratis NH Sports TV. En natuurlijk aan u ook gebruik maak van die kommentaarseksie om vir ons te sê wat 'n span jy natuurlijk ondersteun, wie jou gunsteling speler is en wie jy dink gaan daardie kragmeting wen. Ja, dames en heren, ons is op die B-veld van Sanlam Boland Rugby Stadium. En is 'n baie goeie gooi van Slapo en Gerber wat hom vind. En is 'n eerste groot vat daarso van die nommer 4 slot van Stanford. Dit is David Gerber. Hy gaan grond toe. Speel wat plek vat net oor die halflyn, dan kom hy uit. Lang aange hierdie keer vind hulle vir John Roskutse. Skrimskakel wat besluit hy gaan sy af gaan Eldrick Dunstan steeds aan die kant van Stanford University, daar kom hy uit. En Lorenzo Swarts, die gevaarlike Lorenzo Swarts, en hy sit die bal baie hoog hier so in die Stanford kant van Stanford en dan kom hy terug uiteindelik na Darling se kant. Die eerste keer wat hulle bal besit geniet. En nou vir die skrimskakel van Darling. Neil Papier, krap baie diep. Geleentheid vir hom en is na die binnensenter toe. Elroy van Sail. Dra die bal so wat 5 meter veld op, net oor die halflyn tot in die gebied van Stanford. Dan kom hy terug. Hierdie keer na die buitensenter toe. Is David Warnick. Bal wat baie goed deur die hande gaan en 'n groot duikslag op Warnick, die onderkaptein van die Black Magic van Darling, maar steeds aan die kant van die manne van die Swartland. En bal wat daar afgestorm was. Natuurlijk strafskop. Wat gaan aan Darling? Chris Abrams wat homself daar bevind om die bal af te neem en geel kaart. En ek dink hy het 'n bietjie woorde geskuif met die skeieregter daar wat gemaak het dat hy 10 minute gaan moet deurbring in die koelkas. En Stanford vir die volgende 10 minute met 14 man gaan moet klaarkom. Darling Rugby Club wat besluit, hulle gaan eerste aanleep paal, toe skop van direk op die 40 meter stippellyn van Stanford. En is daar die man Elroy van Sail, te kyk of hy eerste kan punte op die bord sit, vir die manne van die Swartland, en hy tref hom, baie hoog hang hy, het lyk goed, ongelukkig hou hy rechts. Darling wat misluk met die strafdoel, 22 meter afskop. En dit was feitlik in die voordeel van Darling om die bal dalk uit te skop na die kantlyn toe. Dalk dryfmaal op te sit. Afgeskop deur die loskakel. En hier kom daar die man. Hy's gevaarlik die buitensenter, David Warnick. Nee, vind die aansluiting van Frans Sekoe. Stanford wat voor die losgemaal was, maar ongelukkig nie die bal kon afneem nie. Sterk opgedra deur die 8ste man, John Wensaiman van Darling.
Daar kom hy uit hierdie keer na die loskakel, Butamobi. Dra die bal tot binne in die kwartgebied en dan word hy uitgebring by die kantlyn. Dis 'n baie goeie begin hierso. Van Darling, hulle is gewoond hierso speel aan die kant van die Boland Stadium. Reeds 'n paar semifinale hier gespeel. Vandag bevind hulle op die B-veld en in die geskiedenis van beide hierdie spanne wat hulle kragte meet. En wat 'n tradisie in die Turlough Maas Paasfeestoernooi van 2026. Titus goeie verligting bring. Vir Stanford Universals. Hier staan aan Darling tussen die 10 meter stippel en in die kwartgebied van Stanford. Kaptein De Lilly. Lyn staan variasie. Dan word hy teruggewen aan die kant van Stanford opgepik deur Gibson. Daar was spasie aan die buitekant vir Stanford. Lorenzo Swarts wat hom daar bevind tussen die losvoorspelers van Darling. Dan word die bal hoog in die lug opgejaag vir die loskakel. Butamobi steeds op sy voete, daar gaan hy grond toe. Baie goed gedoen. Deur die manne van die Hoofberg en vinnige tik in speel. Deur Dowry en die bal wat goed deur die hande geskei word, Lefleur. Oor kan doen na Baadjies toe. Hy's gevaarlik Baadjies. Stanford steeds in balbesit. Nou in die gebied van Darling, Titus. Binne toe vir J.R. Coetzee. Baie sterk J.R. Coetzee. En saam met hom is Timothy Nhlapo. In ondersteuning, dan kom hy uit. Titus. Besluit hy gaan self die kontak neem. Kort wat baie diep krap. Rolskop opgesit. Baie goed onder druk gesit en is baie beter vertoning deur Stanford Universals. Daar het hulle 'n paar minute gelede Chris Abrams verloor het. Met die geel kaart. Vallende lyn staan hierso vir die manne van die Overberg. Wie gaan dit wees wat die haker Nhlapo gaan selekteer in die lyn staan? Daarin wil ons ook hartlik welkom sê aan al ons toeskouers wat uitgekom het hierso vandag na Wellington. Briljant gedoen deur David Gerber en Stanford Universals as oor. Dis die lyn staan variasie en uiteindelik het die bal na daardie man toe gekom, Connie Visser. Dis gevaarlik hierdie man Connie Visser, hy het spoed uit krag. Een van die voorste 3 drukkers ook. Daar so in die Stanford Universals kamp en in die Overberg hierdie man Connie Visser. Man wat ook deel was van die Boland Cavaliere 'n paar jare terug en bal wat geskepskop was hierso. Ongelukkig misluk Titus met die doelskop. Net weer 'n kykie daarso. Almal wat wag vir Gerber om dalk die bal in te neem. Net die variasie om die bal oor te skuif na Visser toe. En hy gaan oor die doellyn. Telling 5-0 aan die guns van Stanford Universals. Afskopbal weer eens baie hoog gehang deur Van Zyl en dan aangeslaan in die hande van die nommer 4 slot van Darling. Maar is Jan Breintjies. Dan strafskop aan Darling en hierdie een intref afstand sou Van Zyl en sy troep op besluit hulle gaan weer aan Lepale toe. Steeds vroeë oomblikke in hierdie kragmeting.
Ja, dames en heren, al die wedstryde van die Turlow-Maas Paasfees rugby toernooi van 2026 gaan regstreeks uitgesaai word deur ons self, Nissan Holdings Sports TV. So ja, maak 'n draai daar op YouTube, gee vir ons 'n lekker shout-out daar so in die kommentaar seksie in. En moenie vergeet om te like en te subscribe nie. Daai duimpie daar bokant, druk hom vir ons. En dan daar so in die subscribe blokkie, druk hom daar vir ons. En so groei ons die Nissan Holdings Sports TV gemeenskap. Hierdie keer is die loskakel baie beter gedoen deur heel agter. Van Darling. Telling wat aanskuif, 3 punte, Darling 5 punte, Stanford. Hier kom hy, weer op spoed, J.R. Kutsie. En hy speel in die nummer 4 trui, dames en heren. Met Doniel Titus met die mis aangee, en die opskrapwerk wat gedoen moet word, daar so deur hulle vleer. Maar dan weet Titus wat hom vind in besit. Bykomstighede van David Gerber, sowel as Baaikies. En Lyle Koert. Kleinsmit. Voordeel vir die hoogvat. Spasie aan die buitekant. Deur die hande gaan hulle vleer. Lorenzo Swart wat die bal agter hom kry. En dames en heren, net 'n regstelling daar so ons het die name nou ontvang van Darling se span. Of van hulle groep liewer. Goeie lynskop. Deur Baaikies. Stanford bevind hulle self weer in die gebied van Darling. En op baie noot, ons hartlik goeiemiddag sê aan Godfried Zafta, Jan Zaak Geland, Danica Boysen en die Solomons. Jauna Faro, goeiemiddag. John Won January, hartlike goeiemiddag aan een en elk. Goeie lyn staan, vat weer deur Gerber, Titus. Oor aangee, daar sy, die 3-drukker. Visser, hy bars deur 'n duikslag. Dan bring hy die bal net voor die kwartgebied van Darling. Titus, kort aangee hierdie keer na die groot man. Lefleur en hy vind. Kleinsmit gaan oor die doellyn hierdie keer. Briljant gedoen. Ho-ho! Goeie ondersteunende spel. En is weer eens 'n refleksie en 'n weerspieëling van die kwaliteit van hierdie Stanford Universal span. Spoed en krag. En weer eens word Darling se melk gedrink met daardie een. Doelskop hierdie keer, baie hoog gehang en die vla wat uiteindelik opgaan. En hierdie keer suksesvol. Goeie ondersteunende spel en kyk net die krag van Lefleur en hy vind Kleinsmit hierdie man, 2 groot middelveld skakels daarso. Telling wat aanskuif. 12 punte. Stanford Universals 3 punte Darling. Hierdie een baie hoog hang. En was dit aangeslaan? Ja. En er is Humphries. Vir Jakker Leon Matthys. Kom hy uit na die binnesenter Mishaan Arendse. Groot loopie op hom.
Maar daar was strafskop voordeel aan Darling. Ek dink dit was die hoog van raas op Leon Matthys die hakker van Darling. Wat gaan die manne van die Swartland doen met hierdie geleentheid? Ons kyk of Van der Rooyen weer kan slaag met die strafdoel. Hy tref hom. Binne toe gekom. Briljant. En hy slaag weer. Telling waar aanskuif. Stanford Universals 12. Darling. Nou agterloop het 6 punte. Hulle 2 verdoelde strafdoele. Op 6 punte. En 'n blaps met die afskop hierdie keer van Stanford. Darling wat die bal aanslaan. Dames en heren, eerste skrim ook. Na so wat 15 minute se speeltyd in die eerste helfte. En dit is deur Dunstan, vaskop. Kleinsmith, daar kom hy agteruit vir Titus. Ja, 'n groot uitslag op Lorenzo Swarts. En was Darling oor die bal? Nee, hy gaan van sy voete af, sê die skeieregter. Baie goed daar gedoen. Strafskop aan Universals. Baadjies weer eens by die lynskop. Lyn staan. Net buitekant die kwartgebied. Bevind Stanford Universals weer onsself. Dan is 'n stryd wat plaasvind hier. Lekker plek ter vatte. Is dit nog net 1 skram gehad vir die wedstryd? En Chris Abrams wat weer terug is op die veld. Hierdie is baie goed geneem deur hierdie man Gerber. Hierdie keer sit hulle Evan Gibson op. Kom hy uit Titus. Kort aangee, hulle vleer. Soek die aansluiting. 28 jaar is skeieregter. En Lorenzo Swart. Aanslaan sê die referee. Skeieregter wat sê dit was 'n aanslaan vorentoe. Ek dink is Lefleer wat al in die kontak dalk die bal verloor het. Dit gaan die tweede skram van die wedstryd wees. Manne wat mekaar nog lekker opkuil. Verdedigende skrim aan Darling. Eerste een wat ons stabiliteit gesien het. En nou draai hulle op 'n 90 grade en daar is skrimvoordeel aan Darling. Dink as jy losskakel door nou Titus wat die skeieregter gesien het daar wat onkant was. Arends met die lynskop. Hy vind sy kantlyn daar so. Darling met 'n aanvallende lyn staan. Tussen die 10 meter stippellyn in die kwartgebied. Matthys. En hy wen hom weer terug. Matthys. Skikbaar vir die skrimskakel Fortuin. Skeieregter wat sê hier was 'n aanslaan gewees. Aan die lyn staan kontak van beide spanne.
skrim. Stanford Universals. Volgende wedstrijd natuurlijk wat hier zo gaan plek vat. Is Newtons van Wellington. Wat gaan kragte meet teen die manne van die Weskus Velddrif? Ingeplaas deur Dunstan. Hierdie keer staan hulle stewiger en nou die vaskophak van Dalinga kom hy uit. En teruggejaag. Deur Arendse opgepik. Gerrit Carolus. Dames en heren, die hop van die bal. Wat altyd onvoorspelbaar is. Doniel Titus wat homself bevind op die heel agterposisie. Gehoop die bal gaan terugspat en die bal hop na vorentoe en ongelukkig daar so vir Carolus. Was in die spasie. Dit sou dalk een vir die boeke gewees, dat sou hy deurgaan. Kom hy uit, Titus. In die spasie. En hy vind Leighton van Rooyen. Hy gaan grond toe. En dan wil Stanford oor die losgemaal kom, maar hulle gaan van hulle voete af. En hulle ondersteun hulle liggaamsgewig bo die losgemaal en daarvoor het die skeieregter wil hulle gepenaliseer daarso. Arendse weer met die lynskop. Daar boop die san dan Kitsibonki van die bal. Telling steeds 12 punte. Stanford Universal 6 punte Darling. Net bietjie na 20 minute se speeltyd. The Black Magic. Here we go. Matthijsse. Hierdie keer vind hy Beckham Davids. Wat grond toe gaan. Daar kom hy uit. Daniels. Spasie aan die buitekant nou. Ryle Daniels. Daar kom hy uit. Voor die gevaarlike man. Dis Damian Damon. Skopie na vore Damon. Oh, amper. En ja, dames en heren, hierdie is die bedreiging wat Darling kan inhou vir enige span. Vinnig afgeskop. Van die 22 af, Jody Jacobs die 8ste man. Hy dra op. Oor die 10 meter stippellyn van Stanford Universals kom hy. Weer een spasie aan die buitekant, as hy deur die hande kan kom. Erits Humphries. Baie geluk aan die buitekant. Binne toe gekom weer deur Daniels. Opgepik deur die skrimskakel Reinier Fortuin. Dan na Matthijsse. Weer beskikbaar vir Fortuin. Dit lyk asof het Lefleur is aan die linkerkant. En Gerber van Stanford Universals. Soos ons genoem het, ja, hierdie is die gevaarlikheid en die kwaliteit ook van Darling wat hulle kan bied wanneer hulle op die aanval kom. Was reeds al 'n paar keer Swartland kampioene gewees. Hulle weet hoe gaan dit by uitspele. Hulle weet wat is noodsaaklik. Hulle weet hoe om wedstryde, groot wedstryde te wen.
Geleentheid van Fortuin. Groot skrim. Dan kom hy uit vir Daniels. Weer na Fortuin toe deur die spasie. Kom van Rooyen, maar hy word plat getrek steeds aan die kant van Darling. Matthijsse. Voordeel aan Darling. Fortuin. Hierdie keer vir Rowan Matthijsse. Sterk loopie Rowan Matthijsse. 10 meter van die doellyn af. Weer vir die agste man Jody Jacobs. Groot loopie Jacobs, 5 meter van die doellyn af. Darling op die aanval. Fortuin. Kom hy uit en is weer daar die man. Rowan Matthijsse! Hierdie keer gaan die Swartland manne oor die doellyn. En ek dink Rowan Matthijsse, hy het geryk die doellyn. En hy besluit hy gaan self die kontak neem en bal opvat. En hy sit sy kop neer, bars oor die doellyn vir Darling. Van Rooyen met die doelskop en om die voorsprong te neem. Darling se punte stand wat aanskuif. 13 punte nou. Vir die manne van die Swartland, 12 punte vir Stanford Universals. Net weer 'n kykie daarso. Matthijsse oor die doellyn, baie goed gedoen. En vir die eerste keer na 25 minute in hierdie wedstryd, wat Darling die voorsprong neem met 'n punt. Baie diep geskop deur Titus en Ja, dames en heren, ongelukkig misluk hy met daardie een. Skrim reg in die middel van die park. Dit kan moeilikheid beteken, ons het gesien paar minute gelede hoe sterk hierdie agtal van Darling kan skrim. Die Universals wat gaan moet stewiger trek hierso. Fortuin. En hulle draai die skrim. Weer strafskop aan Darling. Ons het so pas daarvan gepraat. Baie besonderse agtal. Strafskop aan Darling. Wat gaan hulle doen? En hulle besluit hulle gaan aanlê van die halflyn af paal toe. Interessante tye hierso. En hulle gaan na die kanonpoort van Mishaan Arendse. Ons kyk of Arendse die voorsprong kan strek met 4 punte teenoor Stanford Universals. Hy tref hom. Dit lyk goed. Ongelukkig misluk hy met daardie een. Links voorbij. Net die direksie. Hy het die richting gehad, hy het die lengte gehad, maar nie die richting nie. Links voorbij. Baie goeie krag op hom gehad met daardie een. Dit sou 'n goeie voordeel getel het vir Darling. Met so 'n voorsprong. Maar nietemin Titus met die 22 meter afskop. Fortuin. Die bal na die buitesenter, Ryle Daniels. Breek deur 'n duikslag Daniels en hy wen 10 meter veld op. Strafskop weer aan Darling en hierdie keer mag hulle dalk weer na daardie man toe gaan Arendse vir nog 'n skoot. Ja, hulle besluit hulle gaan weer aanlê paal toe en hierdie ene skop van rondom 47 meter.
Ons kyk hierdie keer of hy kan slaag. Hy het reeds gewys, hy het die krag vir lang afstand skote. Ons kyk of hy hierdie keer die teiken kan vind. Hy tref hom. Baie hoor hierdie keer. Hy tref hom, maar dis weer eens Ongelukkig misluk hy met die tweede geleentheid ook. – 22 meter afskop. Aangeslaan deur Jody Jacobs. Agste man van Darling. Dit was so 'n paar lakskolkie daar. Aanslaan, deur Darling, skram vir Universals. 6 punte in die water gegooi vir Darling. Steeds het hulle die voorsprong van 'n punt. Ingesit deur Dunstan. Hierdie keer staan Universal stewiger. Kom hy uit tyd is. Kleinsmit. Lefleur. Stamp 2 man af Lefleur. Dunstan en hy vind hierdie keer J.R. Coetzee. Voordeel. Stanford Universals. Lang aangee. En aangeslaan deur Lefleur. Die skeieregter wat hulle gaan terugbring. Offside. Stanford Universals op hulle beurt besluit. Hulle gaan 'n lang afstand skoot vat. En hulle gaan na Baitses. Skopbakkie wat opgebring word deur Clint Dixon. Ook een van die manne wat hou van pale te korrel vir Stanford Universals. Geen wind. Hy tref hom baadjies. Dit lyk goed. Ja, die Flower opgaan. En Universal slaag op hulle beurt met die lang afstand skoot 50 meter. En hulle herstel die voorsprong. Telling wat aanskuif 15 punte. Teenoor 13. Hoe goed is hierdie man, Denwell Baadjies. Nie net baie spoed as 'n veelsidige agterspeler nie, maar ook 'n baie goeie skopskoen op hom. 13 in die guns van Unis. Baie hoog gehang. Wesley Ongelukkig misluk Darling hierdie keer met die afskop. nee. Oh, wat vinnig gegooi was deur Gerber. Hy lag bietjie daar. Hy sê hy het geweet van die skrim. Hy terg bietjie die manne wat die swart land. In die middel. Nietemin. Dis 'n tweede skrim, dames en here, op die halflyn nou. Kyk, wie gaan dit wees? We gaan bo uitkom. Darling wat die geleentheid gehad het een keer om Stanford Universals oor hulle eie bal te stoot. In die skrim. Vryskop aan Stanford Universals. Tik en speel. Dauries en hy speel so 'n bietjie rond met die bal en hier kom hy nou. Lorenzo Swart en hy vind Denwell Baadjies. Gaan hy al die pad kan? Ongelukkig. Kan klein waarom maar so klop. Aangie van Lorenzo Swarts na Baadjies. Hy was in die spasie met 'n verdediger om te klop van Darling. Die lyn maar ongelukkig. Kom hy nie meer in die lyn toe.
Matthijsse en Darling verdedigende lyn staan. Baie goed geneem daar deur Beckham Davids. Baie hoog gehang deur Fortuin. Goed geneem deur Baadjies. In die ligkontak. Vinnige tik en speel deur Dunstan. Kom hy uit Titus. Kort aangee na Lorenzo Swarts. En hulle vind sy Argoetsie. Ho! Stenford is weer binne. Universals wat die bal vinnig deur die hande sit. Die manne van Unis hier voor die tralie. Die manne van Unis hier voor die tralie. Of op die tralie. Die manne van Unis hier by die tralie, asseblief. Daar's mense agter julle wat wil kyk asseblief. Kom nou ons wil die besigheid lekker maak vir mekaar asseblief man. Nie dat die dinge nou dinge uit mekaar uitskiet. Daar sy. Baadjies. Ja, hy slaag met hierdie een. Telling wat hy aanskuif 22 punte. Stenford Universals. 13 Darling. Vinnige tik en speel. Bal mooi deur die hande. Laaste aangee van Lorenzo Swarts dat sy Argoetsie. Laaste vanger. Kom uit by die aanse kant. Loskakel wat aanvat. Darling. Nou balbesit geniet van die afskop af. Hierdie keer die driedrukker Matthijsse. Hy dra bal op. Nummer 18 Brendan de Kok, die plaasvervanger wat opgekom het vir Darling. Dis 'n skam vir Darling. Gelukkig bal aangeslaan. 3,5 om te gaan. Dan gaan ons rustyd geniet. Darling wat hier verdoelde 3 sal wil aanteken voor rustyd. Opgepik deur die agste man. Jacobs bars deur die duikslag. Dan word hy plat getrek uiteindelik deur Gibson. Steeds aan die kant van Darling. Skoppie oor die verdediging. En Lorenzo Swarts wat gaan moet. Staan in dik verdediging vir Universal, maar is baie goeie visie daar deur die loskakel. Daniels van Darling, hy sien die spasie aan die agterkant. Lorenzo Swarts onder druk geplaas. Met die swart truie. Wat op hom afsak en 'n man word plat gestamp. Volle krat Darling melk boor hom. Steeds aan die kant van die Black Magic. Kom hy uit. Kort aangee, binne toe geslaan. Ryle Daniels onder die pale. Baie goeie lyn van die skouer af van die loskakel Daniels. En nou is dit een vir my, een vir jou. Van Rooyen heel agter. Om binne bereik te kom van net 2 punte. Met 'n minuut en 'n half om te gaan voor rustyd. Ja, verspot maklik. Telling wat aanskuif. 20 punte Darling. 22 vir Universals. Dames en heren, het is halftyd.
Briljant binne toe gekom deur Daniels en hy sny deur die verdediging. Dames en here, dit is rustig hierso op die Sanlam Boland Rugby Stadium se B-veld. En Stanford Universals 22, Darling 20. Dan gaan ons net 'n breekie vat. Gaan ons julle die tweede helfte bring. Bly ingeskakel op NH Sports TV natuurlik.
warm-up veld is op net. Ek weet nie. Telling 22 regens van Universals en 20 aan die kant van Darling. Reg dames en heren, is terug vir die tweede helfte. Rustyd telling. Stanford Universals 22, Darling 20. Darling op hulle beurt van links na regs hierdie keer. Baie hoë bal. Wat gehang was, maar baie goed gedoen deur Lorenzo Swart. Skop oor die verdediging. In die hande van die gevaarlike heel agter is van Rooyen. Probeer die rooskop opsit. En geslaan in die kontak. Eerste skrum van die tweede helfte. Darling wat Trent munt geslaan het uit die skrims uit in die eerste helfte. En ek dink dit was een van die punte waarop die direkteur van afrigting Lucien Kibero van Stanford Universals oor sou wil praat met rustyd. Nietemin kom hy uit. Fop aangee. En goed ontmoet daar so Damien Damon vanaf die vleuelposisie na binne toe. Kom hy uit. Fortuin lang aangee. Na die buitesenter, die man wat die 3 gedruk het net voor rustyd, Daniels. Steeds Daniels. Hy soek hy die aansluiting en hy vind die binnesenter, Mishaan Arendse. Kom hy uit, dat Jody Jacobs binne toe gegooi en gerood duikslag. Op Gerrit Carolus en hy slaan die bal aan. En bietjie gas daar in momentum van Chad Kleinsmith op daardie duikslag. Ingeset deur Dunstan.
By die voete van Dauri kom hy uit Titus. Baie hoë skop Titus. Ingewag deur Van Rooyen, uitslag op hom deur Lefleur. Opgepik deur Titus, hy kry die aansluiting van Denwell Paadjies. Een man op die klop, Paadjies, Denwell Paadjies. En ons het gesien in die National Holdings Overbuck Challenge, hierdie man se gas. En Anthony Moses, dis vandag Black Label nie. Lyk vir my 'n Heineken gas. Baie goeie 3 gedruk deur die regte vleuel van Stanford Universals. Baadjies om te kyk of hy sy eie 3 kan verdoel. Ja, Tialing wat daar aanskuif, 29 punte. Stanford Universals, 20 vir Daling. En kyk daar so, die spoed van Baadjies. Een man om te klop. Ja, hy klop Fortuin. Laaste verdediger. Daar kom hy nou, Marco Jones, die Donoweer bus van Stanford Universals. Hy kom op die veld en hy gaan vervang John Roskutse wat 'n baie goeie eerste helfte gehad het hierso aan die kant van Salamvoland Stadium, die B-veld. Baie hoë afskop bal. Brendan Dauri wat die kontak neem. Jones wat staan en wag. Het lyk asof Dunstan besluit. Hy gaan die bal uitjaag by die kantlyn. Dis 'n baie goeie skop deur die skrimskakel. Maar is nog 'n hulle speelval in die helfte. Eerste lynstaal van die tweede helfte ook. Universals from the Stanford. Matthijsse, bal wat terugspat aan die kant van Dali, Fortuin. En dan word hy uitgeboender by die kantlyn. Vinnig gespeel. Hier kom hy Baadjies. Jones met die aangee. Titus. Maar die bal opskraap daar. Opgepik. Jones nou. Steeds op sy voete. Baie sterk hierdie man Marco Jones. Dan gaan hy grond toe. Beskikbaar vir Dunstan Titus. Hierdie keer vir Evan Gibson. Kom deur 2 duikslae van Daling. Titus. Agtertoe aangee na niemands land. Titus wat besluit hy gaan self moet skoonmaak. Maar die skeieregter wat sê daar was voordeel. Hulle gaan die kantlyn opsoek. Lynskop hierdie keer behartig deur Lorenzo Swart. Universals nou in die halfgebied van Daling. Universals. They are around Die linkervleuel Lyle Koert. Nie baie bal gesien vandag nie. Maar paar veranderinge en as die bomsquad van Universals wat opkom. Carlton Selly. Skare wat lekker saamgesels. Universals se mense. Ja, Frido Moses. Cohen Klaasen met bal in hand en Marco Jones wat 'n man plat stamp en is steeds Jones op sy voete. Vat 2-3 man van Daling saam met hom grond toe. En daar kry hy nou bal uiteindelik Lyle Koert. Maar bevind homself op die kantlyn. En die skeieregter wat iets daar gesien het, gevaarlike duikslag dink ek op Marco Jones.
Net 'n vriendelike waarskuwing wat die skeieregter deurgee aan Darling. Ongelukkig is my veld ore af. Ek kan nou nie hoor wat sê die skeieregter nie, maar dit lyk na 'n strafskop daar vir Universals. Skeieregter wat sê dis 'n hoogvat. Baie goeie lynskop deur Lorenzo Swart. Op die aanval. Daniel Titus wat vervang was deur Cohen Klaasen. Baie goeie losskakel veteraan Cohen Klaasen. Goeie lynstaanbal. En daar kom hy nou, Marco Jones. Ho! Jones, dames en heren. Die donne weer bars oor die doellyn. He's here. Marco Jones. Maak my nice. Hilda. En wat 'n manier om homself voor te stel hierso in die Turlow Maas Paasfees rugby toernooi 2026. Jones will break your bones. Telling wat aanskuif. 34. 34 punte skop om te kom. Baie sal hierdie een moet hastig en vinnig vat. En die skop van na oor. Ongelooflik gedoen hierdie man. Prachtig gedoen. Telling wat aanskuif 36 punte Stanford Universals. Ver af. Haling wat hulle self steeds bevind op 20 punte. Universals aan die brand. Net weer 'n kykie daarso. Weer eens 'n lynstaan variasie. Dieselfde een soos van waar Connie Visser gedruk het en hierdie keer is dit net Marco Jones wat oor die doellyn gaan. Here's the tournament, ladies and gentlemen. Here we go. Taluas. Hartlik welkom ook aan een en elk wat ingeskakel is op NH Sports TV. Ons gaan die nou beskuld doen vanaand hier. Wel is ons toeskouers wat hulle wegvind hierso na die Boland Stadium toe. Goeie loopie deur Gerber. Klaasen. Lang aangee. Ronaldo Isaacs ook op die veld. En hy het Lyle Koort vervang op die vleuelposisie. Wen of verloor. Ons is Saterdag weer hierso. Volgende wedstryd. Velddrif van die Weskus wat gaan kragte meet teen Newtons hier van Wellington. Groot skram deur Universals. Maar dan kom hy tog terug aan die kant van Darling, lang aangee na die buitekant. In die spasie is Fortuin. Darling op die aanval. Binne toe gekom, groot duikslag. Vat daar so is weer op. Dit lyk asof Gerrit Carolus was. Die manne. Strafskop aan Universals, baie goed. In dekverdediging gedoen. Vir 'n oomblik het dit tog gelyk asof Darling op pad was doellyn toe. Jawaden Martinez ook op die veld vir Darling. Geleentheid vir die nuwe man. Jalvin Maas op die akkerposisie. Hierdie keer wen Darling die lynstaanbal terug van Stanford af.
Allee, Tom. Kom hy uit Fortuin. Jody Jacobs. Man wat baie goed bal gedra het so ver. Voordeel sê die skeieregter, kom hy uit. Arendse. En die spasie is Daniels. En vind hy Fortuin. Hy word ontmoet deur sy opponent nummer 15 Lorenzo Swart. Dis hard, man. Dis klap hard. Dis klap derby. Boland klap derby. Op sy beste. Nog baie tyd in hierdie kragmeting. Gaan Daling daadwerklik kan terugkom in die wedstryd, is die groot vraag. Arendse met die lynskop. Baie goeie veldposisie vir Daling. Spat hy terug aan die kant van Stanford. En nie baie veld gewen nie. Clint Dixon is ook op die veld. En het lyk asof hy op die skroomskakelposisie is. Al die dan nie gaan. Nee, dis nie Clint Dixon nie, jammer, dis Mondre Titus. Mondre Titus. So 'n bietjie van 'n gelaatskleur soos Clint Dixon. Kom hy terug aan die kant van Daling. Daniels, lang aangee. Binne toe gekom hierdie keer deur Damian Damon. Opgepik deur die agste man Jacobs. Fortuin. Daniels. Spasie aan die buitekant. Ryle Daniels. 5 meter van die doellyn. Daar was 'n baie goeie loopie en Daling is oor die doellyn. Dit is baie beter gedoen deur die manne van die Swartland. Hulle sê, kom Daling. Doelskop deur Fortuin. En rooi en jammer. Flower opgaan, telling weer aanskuif. 27 punte Daling nou. 36 Stanford Universals. Weer 'n kykie weer aan. Baie sterk hierdie man, Ryle Daniels se tweede 3. Hooggang deur Klaasen. Spat hy terug aan die kant. Van Steenvoort maar aangeslaan sê die skeieregter. Wat aangeskryf het na 27 vir Daling. En 36 daar vir Universals. Daling dink ek wat bietjie momentum gevind het na daardie 3. Skram zet so 'n bietjie moeilik raak daar. Dis warm in die oond. Dis warm in die oond daar.
Tussen deur Fortuin. Groot skram. En dan gaan die strafskop aan Darling. En Brendan Dowry is so 'n bietjie verward oor. Dis heeldag donderdag by my. Daardie penalisering. En ek dink in sy kop dink hy maar Stanford Hulle het geskram. het deurgeskrim. Lekker. Hy sit op my. En tog die beslissing van die skeieregter wat finaal is. Met sy vlaggie omhoog hier. Dames en here, die nommer 18 is Alfredo Moses. Moet fokus op die wedstryd. Wat op die veld is vir Stanford Universals. Plaasvervanger hakker Lekker. Ricky Licia. Wat gaan nou gebeur? Of de Ricky Lek. Jammer. So snaakse van. En daar gaan hy, Ricky Lek. Van Darling. Kom hy terug. En Rich Humphries. Hy word ontmoet deur groot verdediging Darling wat nog steeds die bal het. in die middelveld en hier kom Darling. Aansluiting, daar's geen aansluiting. Groot loopie deur Arendse. Strafskop gaan aan Darling. Vinnige tik en speel Arendse. Skala wat lekker saam. Groot kaland hierdie man Arendse. Van die senter van Darling. En hulle het voordeel hier. Baie diep gekrap. Agterlyn. Deur die nommer 22, Joain Martinez. Besluitloos. Hy verloor die bal. En aangeslaan. Dis Universals. En ek dink as Darling net bietjie meer geduld gehad het op die aanval om die fases bymekaar te sit. Baie skeieregters die kantlyn aan, maar daar's net een skeieregter op die veld. Asseblief. Asseblief. Net bietjie meer as 20 minute om te gaan. Ingesit deur die nuwe man Mondre Titus. Groot skram deur Darling en dan kom hy uit. Cohen Klaasen. Topskop hier. In die hande van hierdie man Martinez. Trap Jones af. Steeds Martinez. Kry die aansluiting van Fortuin. En nou gaan Stanford die bal moet los. Hulle val oor die losgemaal en dit kan gevaarlik beteken geel kaart. Geel kaart. Dink dit was Cohen Klaasen daar. Een van die laaste verdedigers van Stanford Universals. En hy gaan vir 10 minute moet deurbring in die koelkas. En ek dink hy gaan net voor die laaste minuut. Of nee, voor die 70ste minuut gaan hy op die veld kom. Gevaarlike veldposisie nou vir Darling om aan te val. Hy's 'n skram. Groot skram. Universals wat skram. Nie hierdie keer kom Stanford Universals bo uit. Dit is 'n baie goeie verdedigende skram deur die manne daar van die Hoofberg. Lorenzo Swart Op die bal. om verligting te bring. Maar dit was 'n guldige geleentheid vir Darling om te kon punte aanteken Die bal kan lelik op. en om terug te kon slaan en dan binne bereik van 2 punte te kom sou hulle daardie 3 dan verdoel het. Oor op die bal. Wie gaan hom vat? Aan die lyn staan. Nuwe hakker Stanford Universals Melvin Maas.
Hierdie keer gaan hulle na Dauri. Geen kompetisie in die lyn staan. Lorenzo Swart. Groot loop hier daar. Deur Ashwin Williams. Kom hy uit. Carlton Selly. A.k.a. Bam. Strafskop aan Universals. Vinnige tik en speeltyd is. Lorenzo Swart. Kry die aangee deur Maas. Marco Jones. Dauri en ongelukkig aangeslaan. Ek dink is die aangee van Jones. Ja, Dauri wat ongelukkig gelei het na daardie aanslaan. Dit was so vorentoe aangee, dit is nou 'n skram daar vir Daling. Dis donderdagmiddag, eerste toernooi dames en here. Kliphard. Baie tyd nog in hierdie kragmeting. Vir 'n ommerswaai. Wie gaan dit daadwerklik wees? Wat gaan bo uitkom? Mense sê hulle kyk rugby vandag. Die vis lê by die huis. Hy word ingelê by die huis. Lekker curry vis. Okay. Kom hy uit. Skop oor die verdediging. En was dit die ideale keuse? Daling speel teen 14 man. Maar hier kom hy met die teenaanval. Ho! Goeie loopie deur Denwell Baatjies. Tyd wat losbreek het uit Duitsland. David Gerber agter die oond en Marco Jones. Want lyk asof hy 'n spook gesien het en hy val oor sy eie voete. En dan nie maar 'n strafskop kry daar. Manne wat terugpraat. Dis nie Jones nie, dis Carlton Selly. Want lyk asof hy 'n spook gesien het. Baie goeie lynskop. Dis 'n groot een. Dis Carlton Selly wat oor sy eie voete val daar. Omgekeerde bal besit vir Daling. Hierdie wedstryd word teen 'n bruisende spoed gespeel, dames en here. Dis lekker rugby. Lekker weer, lekker. Gevaarligte vir Stanford. Daling is diep gepen in hul kwartgebied vir 'n lyn staan. Eina. Plaasvervanger wakker. Rietjie Lek. Agter toe gegooi, briljant geneem deur die 8ste man, Jody Jacobs. Hy gaan gerond toe. Nou gaan die fases bymekaar moet gesit word. Enrich Matthys of Enrich Humphries, jammer. Deur die losgemaal gekom, maar vinnige tik en speel deur Arendse. Steeds Arendse, fop aangee en hy ontmoet die buitesenter van Stanford Universals. Oh, kan moeilikheid beteken hier, bal wat weggeskop word. Lefleur mag dalk in die moeilikheid hier wees. En dan rechts weer gesteek was, ek weet nie wie se penalty is dit nou nie. Net 'n vriendelike waarskuwing. Anders sou Universals nog 'n man moes afgestaan het koelkas toe. Universals vir hierdie laaste minute wat gaan, moet let op hul dissipline op verdediging. Kan hulle op die ou ende kos? Dames en here, ons borde, Drakensberg munisipaliteit, Kliks, Sandam. Daar is heel wat van hulle. Wat ons net voor dankie sê. Tik en speel. Vir die nommer 1, Sean de Waal, 5 meter van die doellyn af. Daling op die aanval. Baie diep gekrap deur Fortuin. Hy kom agter. Kom hy uit. En die spasie is die gevaar man. Daniels en hy die laaste aangee is briljant. Gemaklik onder die paal. Naby die paal gaan druk. Die word toegeken. Damian Damon uiteindelik ry hy syne.
En hy maak seker hy druk hom so na as moontlik onder die pale en Chad Kleinsmid mag dalk hier in die moontlikheid wees. Ons het gekom om rugby te speel. Dankie Mr. Ref. Doelskop suksesvol. Geel kaart. Chad Kleinsmid. Wat 10 minute gaan moet deurbring in die koelkas, glad nie goeie nuus nie. Ja, suksesvol. Twee bygevoeg. Die van Rooyen, telling wat aanskuif 34 punte daling, 36 Stanford Universals met 2 man minder op die veld. Dit kan groot implikasies beteken en volgens die nuwe reëls van wêreld rugby, as jy die man nadat hy die 3 toegeken het, 'n gevaarlike duikslag op hom uitoefen, dat voor die afskop of op die halflyn mag die skeieregter die strafskop toeken. En dadelik besluit Daling, hulle gaan aan die pale toe om die voorsprong te neem in 'n punt. Strafskop van die halflyn af. Kom ons kyk of Arendse met hierdie lang afstand 1 kan slag. Hy het reeds 3 gemis. En mag dit dalk die een wees wat hulle die nodigste het hierso vanmiddag. Hy tref hom. Dit goed. Ongelukkig misluk hy weer met hierdie een. Weer eens het hy nie die rigting gehad nie, die lengte, maar nie die rigting nie. Universals bly met die voorsprong van 2 punte. Maar interessante tye hierso nou Anthony Moses. Kort afskopie deur Swart. En die ander van Skimskaker Fortuin, lang aangegee na niemandsland. Opgepik uiteindelik deur Daniels. Op spoed. Steeds Daniels, stamp hom man af. En hy draai. Hy draai hom half dronk, maar kry spasie aan die buitekant. En hier kom Daling. En dis 'n vorentoe aangegee, die skeieregter. Ek sien hom hier vandaan af. 'n vorentoe aangee. Baie goeie skeieregter werk daar teen die kantlyn aan. Dit is briljant gedoen deur Daling die laaste aangee. Natuurlik was dit vorentoe. Nadamon ongelukkig. Hierdie wedstryd is op 'n mespunt, dames en here. Damon se spoed. Universals. Op Daling. 2 punte verskil. 10 minute om te gaan. Maar ons het Moordal Piso. Ons het Moordal doktertjies. Hulle is pragtig om die tyds uitgevat. Skoor is 34-32. 36-34. 2 punte verskil. Julle kan nie met my pak sien nie. Ek het die wiskunde gedoen nie. Hulle het my pak gegee te veel by wiskunde by die skool. Die span wat moet net wen spring in die lug en op is al. Kan nie naby worry nie. Skrim aan Stanford Universals net buitekant hul eie kwartgebied. Twee agterlynspelers van die Universals verloor het. Groot skrim Al wat uitkom, deur Daling, ons maak dit maar opgepik deur Universals. Tyd. Cohen Klaasen wat hier op die veld is. Voerwel aangee na Ronaldo Isaacs van Lorenzo Swart. Omgekeerde besit dalk, nee. Strafskop aan Daling.
Hier kan moeilikheid kom. Daling met 'n strafskop. As hy binne trek afstand. Hulle sê pale toe. Ja, natuurlijk gaan hulle aanlepale toe. Daling ondersteuners op hulle voete. En hierdie een, wat lyk soos 'n finaal. En hulle gaan na Van Rooyen toe. Heelmiddag al die kort afstand skoppe geneem. Dalk moes hy ook die langes vat, wat Arendse die binnesenter mee misluk het. Hierdie een baie belangrik om die voorsprong te neem en dalk deur te dring na die semifinale toe. Hy tref hom, Van Rooyen. Dit lyk goed. Vla wat opgaan. Daling met die voorsprong nou. Uiteindelik 'n straf 3 doelskop. Maar ons weet wat ons weet. Stanford Universals. Hulle het altyd 'n plan. Baie hoog gehang deur Klaasen. Teruggewen deur Daniels. Afgeneem! Soos 'n dief van die nag! Ongelukkig! David Gerber, hy was op pad doellyn toe. Vinnig gespeel. En hier kom Daling. Hulle speel teen 13 man in groot uitslag. En dit was hoogvat sê hulle. Die skare van Stanford Universals glad nie beïndruk met daardie een nie. Volgens hulle was dit uitslag wettig. En volgens Daling nee, hoogvat paramedici van Daling wat op die veld is. Dit is gevaarlik hier. 37-36. Eerste wedstryd In die guns. van die Telombaas Paasfees rugby toernooi aan die kant van die Sanlam Boland Rugby Stadium se B-veld. Tyd is besig om uit te hardloop. Die uurglas is besig om leeg te gaan. 6,5 om te gaan. Baie kan nog gebeur. Universals, ons het gepraat oor hulle dissipline op verdediging. En nou kan ons die litteken sien. Ballboys. 8 toe gegooi. Kom hy terug aan die kant van Daling. En al self van die gebied van Stanford. Kom hy uit. Goeie loopie. Deur die buitesenter. Nee, die buitesenter is agter die oond. Kom hy uit. Na niemands land toe nie. En Arendse wat gedink het hy gaan skepskop. Hy word plat getrek in die middelveld. Geduld. Dissipline. As 'n sleutelwoord. Kom hy uit. Hy skop hom, my bal Bal was geraak gewees. En was hy aangeslaan? Nee. Kom hy uit. Aan die kant van Universals. En hulle gaan 'n teenaanval loods hierso. Deur die gaping is Cowan Klaasen. Soek die aansluiting Klaasen. Vind die aansluiting. En ongelukkig aangeslaan. Frustrasie is nie die woord om te beskryf. Daardie beweging. Wat misluk het daarvan Stanford University nie. Dan gaan 'n diep asem gehaal word deur Daling met hierdie skrim. Universal wat gaan moet stewiger staan om nie 'n strafskop af te staan nie, want beslis gaan Daling aan lepale toe. Dis die doodsnikke van hierdie wedstryd, dames en here. 4,5 om te gaan. Wie gaan dit wees, dames en here? 'n titaniese skram nou. Groot skram.
Hulle het voor die tyd Vryskop aan Stanford, bietjie geluk vir hulle. Dowry, hier kom hy nou. Jones, stamp 'n man plat, steeds Jones. Voordeel. Kom hy uit, Titus. Klaasen, David Gerber. Kom hy uit vir Titus, Lorenzo Swart. Baie min met die bal gehardloop feitlik Lorenzo Swart. Skeieregter wat hy gaan terugbring. Binne tref afstand vir Stanford Universals om die voorsprong te vat. En dan kan dit krities hier wees. Wat gaan die beslissing wees uiteindelik? En dan wil baadjies. pale toe skree. En hulle gaan aanlê na die pale toe. Man wat heeldag glad nie misluk het met korrelpale toe nie. Hierdie een in perspektief baie belangrik. Laaste oomblik. Baie krities. Baadjies. Hy tref hom. Baadjies. Sit hom oor. En hy dra homself en Universals tot binne in die semifinale. Dis ongelooflik gedoen. Take a bow, Daniel Baadjies. Gitarische strijd, dames en heren. Voor op een mispunt. Eindtelling in die eerste kragmeting tussen Stanford Universals en Darling is 0 skraps. 39 vir Universals, 37 vir Darling. Wat 'n wedstryd, dames en here. Hy het wop gery. Hy was gebalanseer op 'n mespunt. Dat is wonderlijke rugby geweest. As die manne van die Oeverberg wat bo uitgekom het en deurgedring het. Kant gebring. Wel gedaan aan Stanford Universals. Maar op die einde van die dag moet daar 'n wenner wees. En dis Universals wat met die laurel wegstap. Dames en heren, ons volgende wedstrijd is aan Newtown Bombellas teen Veldhof. Daar van die Weskus af. Dis 'n baie goeie terugveegpoging deur die manne van die Swartland, maar ongelukkig kort opgekom. Dissipline wat nie gehou het hierdie laaste skrim, die vryskop aan Stanford. Ek dink dit was die doodskoot geweest, maar nietemin. Universals wat bo uitgekom het en deurgedring het. Sanlam Dames en heren, volgende wedstrijd, wat gaan behartig word deur Anthony Moses? Van Veldre wees wat gaan kragte meet deur Newtons van Wellington. Drakenstein municipaliteit, Lavie, Water, Dogs and All Security, Castle die Nakmaakgoedjies, BB Distributors, MCK Skills Development, hy is Andrew Murray, en dan, dis die dansplek daar in Beetstraat in Newtown. Wat sy disco se naam in Newtown se mense daar? Hang out. Oh, hy word met 'n A gespel. Hy word met 'n O gespel. Hang out. Hang out on beat. Hang out on the beat. Daar is vandaan lekker disco. Bombellas. Veldhof. Dis die volgende twee spanne. Pragtige rugby deur Darling en Universals wat met die laure wegstap. Baie geluk. Baie dankie manne vir 'n pragtige wedstryd op hierdie middag. Hulle kom tot die party. They came to the party.